Geagte vriende, vandag gesels ons 'n bietjie oor die vraag: is dit regtig moontlik om berge te verskuif? Kan gelowiges regtig berge verskuif soos die Here Jesus Christus vir ons in sy woord beloof? Nou, my naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland. Ek het 'n meestersgraad in teologie en ek sal graag die vraag vir u wil beantwoord. En om die antwoord daarvoor te kry, kan ons Nehemia lees. Ons gaan Nehemia 2 lees. Nehemia is 'n man, 'n persoon wat gehelp het met die herstel van Israel nadat hulle uit ballingskap uitgevoer is en hy het dit reg gekry om die berg te verskuif. Nou kom ons kyk wat het met Nehemia gebeur. Ons lees Nehemia 2 vanaf vers 1. Ek was in daardie tyd die koning se skinker in die maand Nisan, in die 20ste regeringsjaar van koning Artasasta, het die wyn gereed gestaan voor hom. Ek het die wyn geneem en vir die koning aangebied. Ek was gewoonlik nie treurig voor hom nie. Die koning vra toe vir my: waarom is jou gesig so somber? Jy is tog nie siek nie? Dit kan nie anders as 'n treurige hart wees nie. Ek het baie bang geword en vir die koning gesê: mag die koning lank lewe. Waarom sou my gesig nie somber wees wanneer die stad, die plek van my voorouers se graf te vervalle lê en sy poorte deur vuur verteer is nie? Toe vra die koning vir my: wat is dit wat jy wil hê? Ek het tot die God van die hemel gebid en vir die koning gesê: as die koning dit goed gevind en as u dienaar by u aanvaarding vind, moet u my na Juda stuur, na die stad van my voorouers se grafte, sodat ek dit kan herbou. Die koning met die koningin wat daar langs hom sit, het vir my gevra: hoe lank sal jou reis duur en wanneer kom jy terug? Vriende, dit was tot by vers 6. Die koning het dit goed gevind en my laat gaan en ek het vir hom 'n bepaalde tyd gegee. So, Nehemia 2 vers 1 tot 6. Verder kan u ook aanlees om te sien wat op die ou end gebeur het. Nou vriende, die vraag is: kan die onmoontlike gebeur? Ja, dit kan. Kan berge verskuif word vir kinders van die Here, vir Christene? Kan dit gebeur? Uiteraard kan dit gebeur. Definitief kan dit gebeur. Maar dis belangrik om te onthou wat die voorwaardes is en presies hoe dit op die ou end werk. Die heel eerste punt is, vriende, as jy berge wil verskuif, moet dit nie oor jouself gaan nie. Jy kan nie sê ek wil die lotto wen, want ek wil 'n klomp geld vir ander mense gee en wat ook al nie. Want die lotto wat jy wen, gaan eintlik maar net vir jou eie plesier. En as mense kyk na Jakobus, julle kan Jakobus 4 vers 2 tot 3 in julle Bybels oopmaak, en daar so staan in Jakobus 2 vers 3, julle bid en julle wil goeders hê, maar julle kry dit nie, dan wil julle moord pleeg. Julle bid en julle kry nie. Hoekom kry julle nie? Omdat julle verkeerd bid, want julle bid net vir goed wat vir julle eie plesier sal bied. Dit is wat Jakobus baie duidelik vir ons sê. So vriende, as dit oor jouself gaan jy nie berge verskuif kry nie. As dit vir jou eie plesier gaan, jou eie voordeel gaan jy nie berge verskuif kry nie. As jy dink jy wil 'n beter werk hê en jy het 'n werk in gedagte waarvoor jy nie opgelei is nie, waarvoor jy nie die kennis het nie, waarvoor jy nie die agtergrond het nie, en jy dink dis nou een van die onmoontlike goed wat die Here vir jou gaan gee, dan gaan jy dit nie kry nie, want dis basies maar net vir jou eie voordeel, omdat jy 'n beter huis wil hê, 'n beter kar wil hê. Dit gaan doodgewoon nie werk nie. Dis nie hoe berge verskuif word nie. Die heel eerste punt wat jy in gedagte moet hou is, as jy 'n berg wil verskuif, as jy die menslike onmoontlike wil regkry, dan moet dit nie oor jouself gaan nie. Dan moet dit gaan oor die koninkryk van God in die eerste plek, die diens aan God in die eerste plek, ander mense, sy mense, jou volk, jou familie, jou gesin, jou gemeente, ander mense. Dis waaroor dit moet gaan. Ek gebruik altyd die voorbeeld, ek sê, as jy nou rarig in die moeilikheid is,
en jy hoop dat die onmoontlike met jou sal gebeur. Jy dalk jou werk verloor, jy het nie 'n werk nie, jy het nie kos om te eet nie, jy is honger. Dan die beste ding om kos in jou maag te kry is om 'n sopkombuis te begin. En as jy 'n sopkombuis begin het, sal daar verseker ook 'n bietjie sop vir jou wees. As jy dakloos is, jy het nie 'n huis oor jou kop nie, dan moet jy vir ander mense begin huise bou en verseker sal daar nog genoeg materiaal wees om vir jou ook 'n huis te bou. So doodgewoon maar net vriende, die Bybel sê dat die bees wat die graan uittrap, se bek kan jy nie toebind nie. So wanneer jy vir ander mense ietsie doen, kry jy op die ouend self genoeg daaruit. So die heel eerste ding dan, as ons berge verskuif soos Nehemia dit reg gekry het, dan is om dit om vir ander mense dit te doen. Met ander is altruïsties, gaan nie oor jouself nie. Dit gaan oor die voordeel van ander. Nehemia het 'n baie goeie pos gehad in sy situasie. Hy het nie nodig gehad om enigiets iemand anders te doen nie. Hy het nie nodig gehad om die mure van Jerusalem te herbou nie, was nie nodig nie. Want hy het genoeg gehad, maar hy het nog steeds besluit hy gaan dit vir sy volk, sy godsdiens doen. Natuurlik, die stad Jerusalem is die stad waar die tempel is. En die oomblik as jy so begin, dan is jy op die regte pad om die menslike onmoontlike reg te kry of om berge te verskuif. Die tweede ding, vriende, wat jy moet doen as jy berge wil verskuif is, jy moet jou planne agter mekaar hê. Jy moet presies weet wat jy wil doen. Jy kan nie maar net 'n gedagte hê oor iets. Jy moet regtig planne hê, want planne word in die geloof gemaak dat dit gaan gebeur. En as jy so ver glo dat die Here sê dat hy dit vir jou sal gee, dat dit moontlik is, dan moet jy jou planne agter mekaar kry. Hier sit Nehemia, hy het baie lank gebid, hieroor gehuil, soos ons in ons vorige preek gesê het, wat maak jy as daar iets is wat jou hart breek? So hy het 'n lang pad, 4 maande nadat hy sy broer nou vir hom vertel het van hoe dit in Jerusalem gaan, is die koning besig om 'n groot feesmaal aan te bied vir sy amptenare en wie ook al. Dis maar natuurlik net om, jy weet, die koning is eintlik maar net besig om voor die mense te wys hoe groot hy is en hoe slim hy is en hoe baie goeders hy het en hoe ryk hy is. Dis maar al wat hy eintlik besig is om te doen. Hierdie oomblik sit Nehemia daar in sy baie hoë posisie en hy moet vir die koning wyn aanbied. En die koning sien dat hy ongelukkig is. Dit is 'n baie gevaarlike ding wat Nehemia gedoen het, want die koning sou nie wou hê dat sy eerste minister of een van sy hoë amptenare daar sit met 'n depressiewe hartseer gesig nie, want dis die koning se fees en jy moet glimlag en jy moet bly wees. So klaar is hy in 'n baie moeilike posisie as hy in hierdie groot oomblik van feeslikheid nie gelukkig is nie. Die koning sien dit raak en dis een van die menslik onmoontlike dinge wat al klaar 'n bietjie gebeur in hierdie verhaal is dat die koning simpatie het met Nehemia, want enige ander koning sou hom maar net verwyder het as hy nie 'n glimlag op sy gesig gehad het nie. Maar genadiglik is die koning jammer vir Nehemia en wil weet wat aangaan en die koning gee vir hom dadelik die geleentheid. Die oomblik van die window of opportunity gebeur, net daar, by hom, daai oomblik. Terwyl die koningin daar by die koning sit, is die window of opportunity daar, die geleentheid is daar. En Nehemia weet presies, hy het klaar uitgewerk. Hoe lank gaan jy weg wees? Wat gaan jy nodig hê? Wat verwag jy van my? Wat wil jy moet ek doen? En Nehemia het dit mooi agter mekaar, jy kan verder lees wat Nehemia sê. Nehemia sê, ek wil briewe hê om my rits veilig te maak, want daar's klomp mense op pad, klomp amptenare, regeringsamptenare wat korrup is, en ek sal nie my reis na Jerusalem kan voortsit as ek nie briewe het,
na die verskillende gouverneurs om te sê ek is hier, ek is op 'n amptelike toer nie en ek het 'n belangrike taak om vir die koning uit te rig nie. Die tweede ding wat hy sê is ek het hout nodig, ek het 'n brief nodig vir die koning se bos, die ou wat na die bos kyk, wat noem mense, die mense het 'n naam, die spesifieke mense het 'n naam, wat die koning se bos of se woud moet oppas, se bome, se hout moet oppas. Nou ja, hy moet 'n brief kry vir die man, sodat hy hout kan kry om sy werk te kan doen. Die derde ding is, vriende, hy spring dadelik aan die werk. Dit is nie om berge te versit en om te dink jy gaan berge versit kry en jy sit in jou kamer, sit agter jou lesenaar of jy lê op jou bed en slaap, gaan nie gebeur nie. Dis nie presies hoe dit gebeur nie. So, hy spring dadelik aan die werk en hy is op pad om Jerusalem toe, om die mure te gaan herbou. Die derde punt is leierskap. Sterk leierskap. Vriende, Christene, ek sê eintlik alle Christene is leiers. En as jy nie sterk leierskap toon nie, gaan jy nie berge kan versit nie. Jy moet die voortou neem, jy moet die pad voorloop, jy moet vir die mense wys dat jy geloof het in dit wat jy aanpak en dit wat jy in gedagte het. Sterk leierskap toon. Anders gaan jy nie berge versit kry nie. Die laaste ding is uithou vermoë. Nehemia het baie teenstand gekry met sy werk en ons gaan later meer daaroor gesels. Maar uithou vermoë, want vriende, onthou net altyd, as jy begin om die berg te verskuif, gaan baie mense dit as 'n ramp sien vir hulle. Die oomblik as God se voorspoed, God se uitbreiding van sy koninkryk, God se werk gaan altyd teenstand kry. Die duiwel hou nie van God se werk nie. Jy as 'n kind van die Here, jou sukses in dit wat jy aanpak, gaan vir ander mense 'n baie groot bedreiging wees. Daarom is dit so belangrik dat uithou vermoë, aanhou vermoë, dis wat ons nodig is. Af te sluit, vriende, is dit nog steeds moontlik om berge te verskuif? Absoluut. Wat Jesus gesê het in Lukas is steeds baie waar, dat ons nog steeds berge kan versit. Die 4 punte wat ons net baie vinnig moet onthou, is dit, moenie oor jouself gaan nie, jy moet jou planne agter mekaar hê, sodat as die geleentheid daar is, laat jy alles reg het. Jy moet baie sterk leierskap toon, jy moet dadelik aan die werk spring, en jy moet weerstand en teenstand kan hanteer. En as jy dit kan doen, dan gaan jy verseker dit reg kry om berge te verskuif. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons leer dat dit moontlik is om die onmoontlike te doen, om die menslik onmoontlike reg te kry. Want Hemelse Vader, U doen dit deur U krag, nie deur ons krag nie. Dit gaan nie oor onsself nie. Dis nie menslike krag wat werk nie. Dis U krag, U tyd. U inwerking in mense se lewens, U ingryping in mense se lewens, Here, wat die onmoontlike laat gebeur. En dankie, Here, dat ons weet, die menslik onmoontlike wat ons so nodig het in hierdie wêreld, is nog steeds moontlik alleen deur U genade en deur U liefde vir ons. Amen.